Vandag in die ateljee met die reine wynheid. Twee dokters, Dr. Marius Breitenbach en Dr. Winifred Bowman. En ons kuier in die Tygerberg area waar jy fantastiese wynplase vind en waar Dr. Marius Breitenbach sy teses gefokus het. Dr. Breitenbach is 'n argeoloog, maar hy vertel vir ons hoekom sy studie juis op wynplase gefokus het. Wie was die groot karakters wat honderde jare gelede hierdie bedryf gevestig het? Saam werk Dr. Breitenbach en Dr. Bowman tans aan 'n boek oor Merendal. En Winifred Bowman, oftewel soos sy bekend staan, Winnie, vertel van hoekom daai plaas belangrik is en watter blok het hulle onlangs daar gekry wat haar liries maak. Maar eers my wyn vir die week. Op die voorkant die etiket van die bottel is daar so baie interessante skets van 'n vrou se gesig. Dit is die Moya Meeker Pinot Noir wat ek oor die naweek geproe het. M-O-Y-A en dan Meeker, M-E-A-K-E-R, as jy dit nie ken nie. Elegant, koel klimaat, Suid-Afrikaanse wyn daar van die Elgin area af. En hierdie Pinot Noir, bloedoranje, blood orange, soos dit bekend staan, né? Roos, bietjie peper onderlig en daar is daai spesery, die diepte met die pruim en dan natuurlik ook jou ligter bessies. En wat ek daarvan waardeer is die diepte van die wyn en vir Pinot Noir 'n goeie pryspunt. Gaan kyk gerus, dis die Moya Meeker Pinot Noir en dit is tans die 2024 wat jy op die mark sal vind. En dan het ek op 'n baie interessante storie afgekom. Ek vra mos maar so 'n bietjie vir mense wat is hulle gunsteling wyne en ek weet ek kan nou nie altyd die top akteurs van Hollywood nader trek om te vra of hulle nou al 'n lekker Suid-Afrikaanse wyn geproe het nie, alhoewel ek gaan probeer. Toe vind ek uit van 'n storie van Jeff Bridges, die baie bekende akteur natuurlik, en hy het verlief geraak op destyds Alluvia's Ilka Cabernet Sauvignon in Stellenbosch. Nou, soos die storie lui, hy koop al hulle voorraad vir sy private versameling. So ek wens ek het nou 'n bottel daarvan gehad om te kan proe. Dit staan ook bekend as Brugman wyne, familiewyne deesdae, soos ek het verstaan daar van die Banhoek Vallei in Stellenbosch. Ek spot so ek wil sê, 'n dokter en 'n dominee loop by die reine wynheid ateljee in. Dan gaan ons mos nou lekker gesels vandag. Ons kuier in die Tygerberg streek en ons het, hy is nie nou net meer dominee ook nie, hy is ook nou dokter Marius Breitenbach wat hier by ons kuier in die ateljee en dan natuurlik Dr. Winifred Bowman, ons almal ken haar as Winnie, sy is ook 'n Kaapse wynmeester. Ons praat oor die streek van Tygerberg want hy het navorsing gedoen oor die wynplase, die geskiedenis en hoe dinge oor die jare verander het. Dit is my so baie mooi hoe jy praat van mens en plek en die ontwikkeling oor die jare en julle werk saam ook aan 'n boek oor Merendal, baie bekende plaas, natuurlik histories baie belangrik daar, gestig 1714. Baie welkom aan beide van julle. Dankie Martelies. Ons gaan 2 programme moet doen want dit voel vir my so baie om uit te lê want ek meen net die tese self is fascinerend op sy eie en nou werk julle nog saam in 'n boek ook. So hoekom die Tygerberg area? Hoekom het jy besluit jy's 'n argeoloog ook? Ja. So wat is jy nou alles? Jy's 'n dominee, jy's nou 'n dokter, 'n argeoloog. Ja, Is jy verveeld met die lewe? ek is aandag afleibaar. Okay. Hoogs aandag afleibaar. Hy kan nie stil sit nie, maar Ja, ek kan nie stil sit nie. So ek is bietjie meer nuuskierig, so my nuuskierigheid beland my in die moeilikheid met sulke goede en dan pak ek goed aan. Ja, so hoekom die Tygerberg? Kan 'n lang storie wees, is net dood eenvoudig. Ek bly daar. Dis die plek waar ek hardloop en dis die plek waar ek in die berge fietsry en dis die plek waar daar die verskriklike mooi geboue is en plase is. En ek het net agtergekom, dis net 'n plek wat skielik in geskiedenis verdwyn het. Alhoewel dit eintlik die vroegste area is wat ons verken het nadat Jan van Riebeeck geland het, is dit die area wat net skielik uitgelos is in argitektuur, in argeologie en geskiedenis om een of ander rede. So daar is 'n rede daaroor, maar ek sal dit sommer net nou sê nie, maar daar's 'n rede. So dis 'n streek, dis 'n kulturele landskap wat ongelooflike waarde het met ou wynplase, maar mense ag dit nie op dieselfde vlak as Franshoek en Stellenbosch en jy weet die ander plekke nie. Ja. So so ek het dit begin verken. So hulle moet dit dalk ook hoor, ek noem toe hierso die George Spies of die GS Cabernet Sauvignon Reserve soos dit bekend staan. Hulle sê daai druiwe kom van die Tygerberg area 1966, 1968. Ek nou die dag ons het 'n klomp van daai wyne gekry vir 'n veiling vir 'n goeie doel. Nou staan hierdie pragtige ou bottels daar en ek kan dit nie oopmaak en dit proe nie. Dit is my baie moeilik gewees vir maar iets daarmee gebeur. Laat iets daarmee gebeur.
So dit is interessant dat hierdie Cabernet van daar af kom, jy weet hierdie baie bekende Cabernet, net om vir mense wat nou luister van ander dele van die land, net om vir jou idee te gee, so dis so 18,700 hektaar, soos wat ek verstaan in die Tygerberg area, wat 'n mens nou na kyk, en dit sluit nou in Bellville, Parow, Goodwood, Durbanville, daar's baie van die plase wat natuurlik in daai area sit. Ek het verwys na Merendal vroeër, Durbanville Hills soos ons ken, De Grendel, Klein Roosboom, Natira, Maastricht, Hillcrest, die area, Signal, Gun Wines, Bloemendal, Diemersdal. Daar is 'n baie lang lys van wonderlike wynplase in die area. Net van 'n wynmeester perspektief af, Winnie. Wat dink jy dra hierdie Tygerberg area by tot die Suid-Afrikaanse wynbedryf? Wat is jou indruk as jy vir iemand moet vertel? Kortliks. Jy kan so lank aangaan as jy wil, maar as jy iemand sit nou voor jou, ken glad nie die streek nie, wat sal jy sê vanuit 'n wynperspektief? Wel, Matelies, nommer 1, soos Marius vroeër gesê het, dit is nogal 'n area wat 'n mens nie eerste aan dink as jy dink aan wynareas in Suid-Afrika nie. Maar dit is een van die belangrikste areas vir byvoorbeeld Sauvignon Blanc. Ons het areas wat elke jaar, en ek dink ons het voorheen al oor gepraat, oor die Sauvignon Blanc top 10 kompetisie, en as 'n mens gaan kyk na die wenners oor die jare, dan is dit meestal Durbanville wyne wat daar deurkom, en snaaks genoeg die wat van ander produsente, en jy gaan kyk na die tyd, dan sal jy sien, daar's ook van hulle wat van hulle druiwe van Durbanville af gekry het. En byvoorbeeld Durbanville doen hulle eie Sauvignon Blanc, waar al die plase bydra met druiwe, en dan maak een plaas, hulle proe dit alles saam, en dan maak een plaas die wyn op en sit dit in bottels, en dit is 'n beeldskone bottel met so 'n pragtige ou soort van blou etiket, wat die ou geskiedenis uitbeeld, en dit is vir my so 'n lekker ding wat hulle doen, want dit bring ook die aandag op Durbanville, veral vir die Sauvignon Blanc. En dis reg dat daai Cabernet van Durbanville afkomstig is. Dit is natuurlik een van die ikoniese wyne wat almal wil proe. So jy moenie sê hoeveel bottels jy het nie, want dalk gaan daar een minder. Nee, ons het hom nie meer nie. het Ons het bottels gekry vir 'n goeie doel, jy weet, vir 'n veiling en so aan, en toe ja, Marius pak hierdie bottels uit en ek kyk het so, wanneer gaan ons dit proe? Hy sê nee, dit is wat ek moes nog gekry het vir die skoolse fondsinsameling, so ja nee. Maar Ja. Durbanville is ook baie betrokke by kulturele goed, soos wat ons nou net gehoor het, en verlede jaar met die 100ste jaar van Pinotage het hulle ook, soos met die Sauvignon Blanc, het hulle 'n Durbanville Pinotage gemaak, wat ook baie goeie aftrek gekry het, en natuurlik ook saam met Afrikaans herdenking gegaan het verlede jaar. So dis 'n baie op en wakker area. Die mense is baie eksperimenteel, maar dit is ook soos 'n gemeenskap wat saamwerk. Ek meen, hulle almal hoor wat gaan aan by die ander plase, en wat werk nie, ensovoorts. Vir my is dit 'n baie lekker area om te besoek, want al die plase is so naby aan mekaar, so mens kan 'n hele dag daar spandeer, of 'n week as jy die tyd het. En natuurlik, omdat dit so naby aan die see is die uitsigte is absoluut beeldskoon. As jy dink aan Durbanville Hills en byvoorbeeld De Grendel, as jy by De Grendel se proelokaal staan, ek meen daai ongelooflike uitsig oor Tafelberg en die see ensovoorts, dit is absoluut fantasties. Signal Gun, selfe storie, as jy opgaan met daai bult agter die proelokaal, wonderlike uitsigte. So baie lekker plek om te besoek, en natuurlik daar's baie restaurante, en almal deel hulle wyne met graagte met die publiek en wynliefhebbers. The earliest colonial farms in the Tygerberg region of the Western Cape, Cape Colony, a landscape archaeological study. Wat vind 'n mens daar argeologies? Kan jy vir ons, ek meen, jy kan maar nou lekker uitbrei vir ons en vertel, want jy weet, is my mooi hoe jy skryf dit so amper poëties, hoe jy praat van hoe hierdie geboue wat opgereis het uit hierdie landskap en die interaksie met die mens. En ek meen, dit is 'n verskriklike kompleksiteit in Suid-Afrikaanse geskiedenis. Ja, so jy wil weet, wat is daar? Asseblief, ja, makkelijk. Ek weet ons baie dinge. Niks, okay. Ek het ook gewonder. Nee, dit is juist die dilemma. Ek vermoed dat wat gebeur het, een van die redes hoekom hy nie so goed voorgestel is nie, is omdat die laat 17de en vroeg 18de eeu is berig dat die goed het nie gehou nie. Daai eras is verby, en daarom fokus argeologie dikwels eerder na goed waar ons baie duideliker, soos hulle sê, archaeological signatures kry. En dit is 'n bietjie later. So ek het baie kritiek gekry oor dat ek so 'n projek aanpak om te sê, hoe wil jy argeologie doen as daar niks is nie? En dit was my bedoeling om 'n innoverende argeologiese metode te ontwikkel
om te probeer om wat daar nie was nie, te herskep. En toe het ek oorgegaan en gesê, okay, die landskap is 'n artefak. En ons kyk nie na die landskap nie. So 'n landskap vertel baie. Jy kan 'n landskap voel, jy kan dit beleef. Hulle praat van fenomenologie. Jy moet goeie wetenskaplike metodes ontwikkel. Daar is goed. En inteendeel, as jy vandag op enige van hierdie plase stap, en selfs in die Tygerberg area stap, ek het my al gevang, almal kyk op. Ek is die een wat heeltyd loop met die kop af. Want die goed lê voor jou. Jy sal verbaas wees oor wat op die grond voor jou lê. So daar is baie. So wat ons maar probeer doen het, of wat ek probeer doen het, is om die geskiedenis te kan herskep deur 'n innoverende metode. Deur eerstens, ons het baie gebruik gemaak van, hulle noem dit spatial analysis, wat te doen het met drones en satellietfoto's. So ek het so al van twee kante dit gedoen. Die een is, ons het die storie vertel deur argiefmateriaal, van die onderkant af en van die bokant af het ons teruggegaan en eintlik geskiedenis teruggebring deur satellietfoto's. En waar die twee mekaar ontmoet, kry jy nuwe data. So letterlik elke plaas, elke gebou opgemeet, hoogte opgemeet, onderhoude gehad met mense. Dit is duisende stukkies data. En met dit kry jy skielik 'n prentjie wat voor jou oopgaan. So en hoekom dit belangrik is, Martelies, is, en dit het ek maar eers later ontdek, is dat skielik verteenwoordig hierdie periode, laat 17de, vroeg 18de eeu, verteenwoordig 'n ongelooflike periode van kulturele transisie. So wat ons ondersoek instel, argeoloog kyk na kultuurveranderinge. Nou, dokumente skryf dit op, maar dit is maar net nou en dan. Maar artefakte word uit die venster uitgegooi. En daai goed vertel stories. Ek het agtergekom dat hierdie periode 'n ongelooflike periode van transisie is. Dis daai tyd wat die bekende Hendrik Biebou gesê het, ek ben een Afrikaner, wat baie misverstaan word vandag. Hy het nie gesê ek praat Afrikaans nie, maar hy het gesê hy is nie meer 'n Europeër nie. Hy is gebore in 'n tweede generasie en hy het 'n affiniteit met hierdie landskap en sy mense. En daar het iets ongelooflik gebeur. Onthou, ons praat nou van 'n periode voor Kaapse gewels, voor die indrukwekkende geboue wat ons verkeerlik assosieer met die begin van wynbou. Dit het baie later gekom, 100 jaar na Jan van Riebeeck, maar so ek het belang gestel in wat is voor hierdie groot gewels, jy weet, en daar's 'n skat. Selfs die Stellenboschplase is daai tydperk is baie grys. Ons is geneig om altyd te beweeg na die datums op die gewels. Ek dink net dis 'n area waarvan ons net niks weet nie. Ja, want voor 'n gebou opgerig word daar baie dinge andersins gedoen. Dan moet eers 'n gemeenskap kom, jy weet, dan moet 'n land gebruik wees en jy doen ook navorsing oor hoe die gebruik van die landskap verander het. So ek weet nie hoe baie jy vir ons wel wil weergee nie, tensy jy wil hê mense moet dit maar gaan lees, dalk gaan niemand lees dit teses nie. Okay. Maar dalk vir dit in 'n boek verander, ek nie sê weer. Ek sê dis baie jammer. Ja, nee, dit is ongelooflik. Ja, ons uitdaging is eintlik, en ek dink dis hoekom ons praat oor die boek oor Merendal. Ons uitdaging is om hande te vat met soos Merendal in hulle wynproe area, om hierdie geskiedenis na die publiek toe te bring op eenvoudiger maniere. Ja. So jy weet mos 'n tesiswerk, jy skryf hierdie hengse ding met allerlande hoë woorde. Akademies. En die konklusie is baie eenvoudig. Sê dit, ag man, ek het dit mos nou geweet voordat ek die ding begin het. So jy gaan nou vir ons weergee wat jy bereid is om weer te gee. So ek sê jy wil moenie noodwendig jou produk weggee nie, maar so daar's baie om oor te praat vandag. Ons gaan ook praat oor mense wat julle aan dink van die geskiedenis wat 'n impak gehad het, wat vir julle uitstaan, van die beste wyne van die streek. Maar kom ons praat net oor wat jy toe nou daar gevind het met jou kop na die vloer gerig, na die grond gerig en hoe die landskap se gebruik verander het oor die tyd. Want mense dink jy in die Khoikhoi en die San, daar was mense, soos die. Mense. Natuurlik, jy weet, maar mense dink jy daaraan wanneer jy dink aan die Tygerberg, die heuwels daar nie. So ek dink wat vir mense altyd interessant is ons stap eintlik op die weë van 100, 200, 300, 400 jaar self terug. Jy weet, so
en ek dink dis wat vir mense so interessant is. Hulle ken hierdie plekke. Hulle weet die N1. Hulle ry dit baie. Maar daai roete, daar's 'n logiese ding agter daai roete wat ongelukkig mooi stories is. En dieselfde, so die diere het daar geloop. En omdat die diere daar geloop het die kokoen daar geloop. En omdat hulle daar geloop het die eerste settlers daar geloop, jy weet. En dis hoe ons daar gekom het. En ons stap nog hierdie selfde paadjies. So die landskap die landskap hou 'n klomp geheime. Maar wie wat daai landskap reflekteer ons basiese menswees. So of ek nou in die jaar 2026 daarop stap en of iemand 300 terugjaar daar gestap het, daar's 'n stuk van dieselfde menswees wat jy ontdek. En dis wat my nuuskierig gemaak het is, ons reageer op dieselfde maniere nog op hierdie landskap. Al wat ons net anders doen, ons bou anders. So ons materiale verskil. Maar ek dink baie daaroor, ons is nie slimmer, dink ek, nie veel slimmer nie. Ons deel dieselfde lyding, dieselfde winste, dieselfde verliese. En wat so mooi is, daai stories kom, jy weet, uit hierdie ou verhale uit. So ek wonder mos maar altyd waarmee ek mors ek nie my tyd nie. Ek wonder daaroor, want ek vra altyd wat is die applikasie daarvan vir ons vandag? En ek dink die applikasie is verskriklik belangrik. Ons leer meer van onsself, nie deur vorentoe te kyk nie, maar terug te kan kyk. En nou is die verskeidelde stories wat ek beslis op afgekom het, wat nie in geskiedenis opgeskryf is nie. Soos byvoorbeeld, die een wat ek kan doen, die groot ene is, ons idee is dat landbou deur mans gedra is, nie die Tygerberg so nie. Landbou is deur vroue gevestig. Die Tygerberg, so wat gebeur het eenvoudig, die mans het gekom en hulle het na die area toe beweeg, dit was eers maar net veeplase, en toe het hulle plase gevestig, en toe is hulle jonk dood. En daai vrouens het toe die wysheid gehad om nie weer te trou nie. Hulle het weduwees gebly, en net na die man oorlede is, dan gaan jy gaan kyk, dan verdubbel die produksie op die plaas. Hoe het dit gebeur? Ek sê nou maar vir my, jammer ouens, meneer Eksport. Dit is fascinerend. Dan verdubbel die produksie op plase, en as jy nie, maar hierdie vrouens word nie opgeskryf nie. So Treintjie Tennyson en haar 2 dogters, Aletta en Beatrix Verwy, hulle het al hierdie plase gehad. Maria van der Westhuizen, Steintjie het hulle genoem, Christina Stans. Hierdie was vrouens wat letterlik die Tygerberg gevestig het as 'n wyn area. Maar ek wil, hulle is nêrens nie. Ja, so dis my interessant dat ons hierdie stories uit gaan haal uit die argiewe uit en hulle begin vertel. Dankie dat jy nou 'n blik daarop rig, want as mens net dink aan hoe min jy nou van hierdie area weet, toe ek nou hoor 'n ou doen navorsing, Johan Rademan het vir my jou nommer gestuur, sê hierdie ou het navorsing nou gedoen oor die Tygerberg wynstreek. Dan dink ek, okay, dis interessant, maar weet ons al klaar wat ons alles moet weet daarvan, en dan kom al hierdie dinge na vore. Dis fascinerend, jy praat nou byvoorbeeld eerstens Vissershok, vertel vir ons van daai era en die eerste tipe van gebruik van die land in daai area. Ja, so onthou nou, as ons van Vissershok praat, dan begin ons praat van die eerste, ek dink wat mense nie verstaan nie, is dat toe Jan van Riebeeck hulle aangekom het, hulle idee was om in 'n klein stukkie te bly, wat hulle die Tafelvallei genoem het. En hulle gedagte was nooit om uit te sprei nie. En dit was die natuurlike gevolg dat hulle meer moes produseer. So hulle is eintlik geforseer. En toe hulle uitgedruk is, het hulle hierdie ongelooflike areas begin ontdek, wat net ongelooflike potensiaal begin kry het, jy weet, en so die stories het maar verloop met produksie, en met produksie het daar 'n affiniteit gekom. Skielik is 'n plek wat, die Kaap was nooit 'n bestemming nie, dit was 'n deurgang. So op watter stadium het die Kaap 'n bestemming geword? So die vroeë mense wat daar gebly het, was Europeërs, maar daar het 'n skielike oorgang gekom, dat hulle sê, hierdie is nou my huis. Nou, luisteraars kan vra, wanneer is 'n huis? Wanneer kom jy tuis? Jy kan daai gedrag kan jy begin sien, jy weet, en begin bepaal en daai goed vertel ongelooflike stories. Maar ek dink jy weet, wanneer ons die verhale lees, dan sien ons dit nie in daai perspektief miskien nie. Ons lees oor iets wat lank terug gebeur het, nie op ons van toepassing is nie. Ja, maar dit is mooi dat jy dit wel van toepassing maak op 'n mens en sê, ons leer so uit ons verlede. Jy moet dit opteken net in terme van
ons verlede, hoe baie van daai dokumentasie was beskikbaar vir jou navorsing? Die argiewe, hoe ryk is dit? Ja. En is daar sekere stories wat jy verder wou navolg en toe is daar net niks? Ja, So, ek onthou ruk gelede, ek wil net noem, want ek het lank terug so 'n televisieprogram gedoen oor mense en hulle vanne en jy weet waar hulle vandaan kom en die geskiedenis en so aan. En toe is daar natuurlik nou Portugese mense wat die land ingekom het byvoorbeeld. En ons kon niks vind van daai persoon se geskiedenis nie, Ja. want is net nooit gedokumenteer Ja. nie, want hulle het miskien onwettig die land ingekom en so aan. So dis eintlik jammer hoe baie daar verlore gegaan het. So dis ons uitdaging. Onthou net, jy moet 'n besondere mens wees dat jy die nuus haal. So ons moet letterlik mense gaan uitkrap uit dokumente uit. Daar is baie in die argiewe, daar's baie dokumente verlore, maar argiefnavorsing is nie baie gewild nie. Ons verkies eerder om 'n skrywer soos Dan Sluit te gaan lees. Dan was ongelooflik in argiefnavorsing. Maar die argiewe is leeg. Die mense verkies om sekondêre bronne te lees. En ons het so baie foute gemaak deur sekondêre bronne net te lees en nie na die primêre goed te kyk nie. So en wonderlik, kunsmatige intelligensie stel ons nou in staat om dokumente te lees wat ons 3 jaar terug nie kon lees nie. So jy weet, ek neem die goed af en sit dit op 'n AI-model wat hom vir my lees en vertaal. Laat ons kan sien wat daar staan. Die ding van mense se lewens wat nie gedokumenteer is nie. So ons dokumenteer dit baie nou deur familienavorsing. Mense is mos nou lief om hulle voorsate terug te vind. Maar 'n groot ding wat ek gevind het wat ongedokumenteerd is die koi of die kokoen. En daar's baie vooroordele daaroor. Ons weet die groot ding in geskiedenis het gesê toe die groot griep in 1713 gebeur het, of die pokke, is hulle, jy weet, het hulle van die toneel af verdwyn. Maar my hele teses gaan nooit oor hulle nie, maar dit gaan die hele tyd oor hulle. Ons noem hulle the missing people. En at least hulle impak op hierdie wynlandgoedere is ongelooflik. Hulle het nie in die werwe gebly saam met die slawe nie, maar hulle het so eentjie van die werf afgebly. So ons argeologies kan ons hulle nie vind nie. Ons het wel nou skielik op 'n plek in die Tygerberg naby Vissershok hulle gekry. So jy het verwys na Vissershok. So Vissershok was 'n kompanjie buitepos wat eersins ontstaan het en om dit het hierdie klein plasies ontstaan. So wat so wonderlik is daarvan, ons kom agter toe ek begin kyk na produksie. Toe kon ek net sien maar hierdie boer kan onmoontlik met sy kinders en hierdie paar slawe hierdie wyn maak of hierdie graan lewer. So wie het hulle gehelp? En ons begin nou sien ook deur navorsing in ekonomie. Johan Forel het baie navorsing daaroor gedoen. Hier is hierdie missing people en hulle is die hele tyd daar en hulle werk op hierdie landgoedere en hulle ontwikkel die landgoedere en hulle spit die landgoedere. En jy weet, mense moet hulle kan erken en sê hulle het kultureel ook 'n groot deel in ons geskiedenis gespeel. So die koi was die arbeid. Hulle was arbeid en met verloop van tyd wat ons vermoed is dat hulle wel as trekarbeiders tussen plase gebruik is. Maar weer eens is argeologies nog nie gedokumenteer nie, maar ons het nou op 'n plek afgekom. Dis kant Vissershok is hulle besig om daai pad so deur 'n land te maak en ons het nou op 'n nedersetting afgekom, koloniale nedersetting. En ek dink is die eerste van daai tipe. Ons gaan nog 'n artikel daaroor skryf. Maar byvoorbeeld toe hulle nou die Durbanville kerk moes aanmoedig om sê ons wil 'n kerk bou in 1826, dan skryf hy daar, hy sê 'n kerk vir die boere, vir die slawe en vir die kokoen. Maar hulle is nie in die dokumente nie. Ons sien hulle nie daar nie. So jy kan sien die uitdaging is ons gaan dit slegs kry as ons diep grawe in dokumente en in die grond en wetenskaplik te werk gaan. Jy praat van grawe in die grond, is daar plekke waar jy voel daar wel opgegrawe behoort te word? Ja, so dit is 'n groot storie om 'n permit te kry. So ek het permitte gekry by Vissershok. Ons het vir 2 jaar daar gewerk en lekker die Tygerbergse gemeenskap. Weet jy hoeveel mense het ek wat vir my gehelp het? So kinders wat ongelooflike goed gekry het. Kinders kry dit. Wat het hulle gevind? Ons het steenwerktuie.
ek kan na voorbeelde dink wat studente en kinders op steenwerktuie afgekom het wat 1 miljoen jaar oud is. Keel and hand axes wat daar lê. So om 'n permit te kry, ons het by Vissershok opgegrawe. Voor ek het ons die studie gedoen oor die slag van Blouberg. Daar het ek 'n groot opgrawing gehad in ons argeologiese projekte. Ons het ook by die Naguil daar in Van Riebeekshof is ons besig met opgrawings daar klaar gemaak. Maar ja, die goed lê nie net altyd onder die grond nie. Dit lê nie in grawe nie. So mense dink aan argeoloë ouens wat grawe. Ons is ouens ook wat drones vlieg en na satelliete kyk. Daar's nuwe dimensies, wetenskaplike dimensies om feite te kan kry. So dit maak my verskriklik nuuskierig. So ek kan nie ophou met die goed nie. Maar so hou aan asseblief. Ons is hier om dit weer te gee in die res van die land. Ek wil vir jou vra, waarheen gaan hierdie items? So moet jy dit gaan gee vir Iziko of hoe werk? Ja, jy moet saam met die permit aansoek, moet jy by Iziko moet jy ooreenkoms teken. So jy moet op 'n sekere manier met hierdie artefakte omgaan. Jy ontdek ongelooflike goed. Ons het ongelooflike goed gekry by die slag van Blouberg, goue munte. Mens kry baie goed. En die goed moet alles dan op 'n baie bepaalde manier dan skoongemaak word, in sakkies gesit word en dan gaan dit na Iziko toe. So Iziko het 2 museums, ons ken die ene in die tuine, maar regoor kan die groot kerk is die Social Museum. En daar op die 7de 8ste vloer, daar lê al die skeepswrakke se goede, so dis fantasties. Die goed lê daar. Ons idee is ook jy wil nie alles opgrawe nie. Jy moet iets hou. Daai data moet daar wees dat mense weer kan teruggaan. Maar die ding wat ek agtergekom het, ons maak baie foute. Jy weet, ek maak ook baie foute. Jy skryf nooit 'n perfekte, jy interpreteer. En jou interpretasies is altyd maar jou vooroordeele speel 'n groot rol. So jy het nodig om iets te los vir iemand anders om later weer. En jy moet ook nie fyngevoelig wees oor kritiek nie. Jy moet toelaat dat jy moet die goed kan kritiseer. Jy moet kan goeie gesprek daaroor kan hou. Jy moet kan verskil daaroor. So in daai proses word geskiedenis gebore. Enige navorsing wat hier daar buite sit en jy weet hier kom vir al enigiets wat hier daar buite sit, ek verwag jy vir die kritiek. Hoorie, ek gaan vir jou vra nou Marius net oor die eerste wyn, die druiwe wat die eerste keer geplant is daar, wat jy wel van weet. Maar hoorie, die navorsing wat hy nou gedoen het, wat 'n waarde dra dit vir jou as 'n Kaapse wynmeester en hoe baie moet 'n mens weet, ek meen met hierdie studie wat jy doen en die verskillende vlakke wat jy moet deurdraf om op die vlak van Kaapse wynmeester te kom, beteken baie werk en navorsing. Jy moet weet wat in die streke aangaan, maar hoe baie moet jy weet byvoorbeeld van Tygerberg, van 'n streek om regtig 'n kenner te raak van daai wyne? En wat beteken die navorsing vir jou? Wel, ek moet vir jou sê, ek was baie opgewonde om vir Marius te ontmoet en te hoor wat hy doen, want dit alles is soort van een golden thread wat hardloop dwars deur alles wat ons doen. Nie net, ek meen dit was my baie interessant dat Marius sê ons stap dieselfde paadjie, die N1 is op dieselfde pad as wat almal. So dit is goed wat mense nooit eintlik kan dink as jy byvoorbeeld daar ry nie. Jy dink net dit is maar so, die pad is hier en dit is nou maar dit. En niemand dink eintlik hoekom is die pad daar nie. Maar byvoorbeeld as ons nou net teruggaan na Merendal toe. Hulle het daar 'n rykie muskadel druiwe ontdek van 24 plante wat 100 jaar oud is. En daar's 24 van hulle reg voor die restaurant en daar was nooit iets aan gedoen nie. En waar het vandaan gekom? Hierdie een rykie muskadel. Ek meen, dit is ongelooflik. Okay, so hulle nou, die nuwe eienaars is absoluut uitstekend in terme van hulle belangstelling in die geskiedenis en om daai geskiedenis terug te bring en daai geskiedenis lewendig te maak. Soos jy byvoorbeeld in die Merendal proelokaal inloop, daar is op al die mure is daar ongelooflike geskiedenis uitgebeeld oor die plaas en die area. In elk geval, nou het hulle besluit om wyn te maak van hierdie muskadel en die wyn is nou hierdie jaar vir die eerste jaar in die bottel. Die eienaar Herman Koetse besluit nog wat hy daarmee wil doen, want jy kan dink met 24 plante, so 24 stokke, hoeveel wyn kan jy nou eintlik daarvan maak as die goed al reeds so oud is? En dis baie besonders en hulle is baie opgewonde en baie trots op hierdie bottelwyn. En dan natuurlik ook het Merendal die oudste pinotage aanplanting in Suid-Afrika. Is in 1955 aangeplant. En weer eens het hulle
die geskiedenis probeer verleng, kan 'n mens nou maar sê, so 10-15 jaar gelede het 'n hele klompie van ons gegaan en ons het stokkies van daai oorspronklike aanplantings weer uitgeplant. So daar's nou nog 'n area van druiwe van daai selfde oorspronklike 1955 aanplantings. So die mense van Durban wil graag hê dat hulle geskiedenis behou moet word en dit vorm altyd deel van natuurlik die eksamens en die wyne om verskillende wyne te kan onderskei ensovoorts. So dit is baie belangrik vir 'n Kaapse wynmeester om hierdie goedes te weet en natuurlik om dit te kan weergee wanneer jy 'n proe aanbied of wyne aan iemand verduidelik wat nog nie voorheen byvoorbeeld in Suid-Afrika was nie of wat nie die wyne van die streek ken nie, want dit maak dit net soveel van 'n ryker ondervinding en jy onthou dit baie makliker as jy daai geskiedenis weet. En dit vir my baie interessant is, ek nou in Durban wil rondry deesdae, dan sien ek ook baie meer raak. Dus soos jy net gesê het, mense dink wat kan jy meer van Durban wil weet? Maar Dis Durbanville. Wat meer? Wat is daar meer? En dan ontmoet jy vir Marius wat vir jou aankyk soos 'n wat's verkeerd met jou? Ja. Maar soos ek nou daar rondry, sien ek baie meer raak in terme van die landskap, die wat waar is en hoe goed aangeplant is en ook die paaie in Durbanville self, want hulle gaan ook om sekere landmerke. Dit is 'n baie belangrike deel van ons wynindustrie en ons wyngeskiedenis en ons wynkennis. Ja. En dit wys ook net vir jou dat baie mense doen navorsing oor goed wat eintlik nie hulle oorspronklike belangstelling was nie, maar dit maak so 'n impak op 'n ander industrie. Ja. En dit is wat vir my so interessant is oor hierdie hele besigheid. Ek wil amper sê, ek hoop iemand luister wat films maak of dokumentêre Ja. of film maak, want dit sal 'n wonderlike geleentheid Ja. wees om daai stories te vertel. Maar Marius, ons gaan nou 'n bietjie praat oor van daai name wat jy genoem het. Waar is dit dat jy vir ons van die stories van die mens self vertel, dit wat jy wel weet. Maar kom ons praat net gou vinnig oor die eerste aanplanting van druiwe daar. Kan jy vir ons 'n idee gee van die geskiedenis van die wynbedryf in Tygerberg? Kom ons begin so, wat baie interessant is maar die begin van die wynbedryf in Suid-Afrika. Jy weet, dit loop nie soos wat ons gedink het nie. Dit het baie stadig geloop. Wyn was nie 'n essensiële produk nie. Graan en vleis was. So Jan van Riebeeck, hy was al in die Kaap voor hy in 1652 gekom het en hy het vermoed die Mediterrane klimaat sal goed wees vir wyn. In 1651 noem Jan van Riebeeck en sê, hy dink hulle moet ook wyn plant, dit sal goed wees vir die ouens wat reis, glasie wyn. Maar dit nooit so gerealiseer nie. Namens ander produkte gewees het. So op 'n stadium het hy wel begin vra vir wyn en toe hulle, die eerste wyn wat in Suid-Afrika aangekom is in die Kompanniestuin geplant. Dit is aangeplant in 1655, 1656. Dit was afkomstig van Frankryk en van Spanje, Franse en Spaanse wyne, maar dit het nooit die boere wou dit nie plant nie. Hulle was nie wynboere nie, Hollanders is nie wynboere nie. En danksy Jan van Riebeeck, hy het 1200 stokke geplant. Danksy hom het die bedryf begin ontwikkel en baie stadig begin ontwikkel. En met verloop van tyd het hulle begin agterkom wat dit lekker maak. Dit meng nie met die graanoes nie. En dit gee vir hulle ekstra bietjie van inkomste ook. Maar toe Simon van der Stelland hier in 1679 was sy kommentaar, hierdie goed proe sleg. Dis nie lekker wyn nie. En hy het toe gemaak wat KWV maak, en gesê, okay, hy koop nou al die druiwe op. Hy het kennis gehad, hy koop al die druiwe op en hy sal hy self oes en hy sal alles self pas en begin bietjie meer wyne van kwaliteit maak. So dit het 'n lang tyd gevat, jy weet vir wyn om te vestig. En onthou net gou weer eens, al die plase het nie ontstaan as gevolg van wyn nie.
Hulle het ontstaan as gevolg van een eenvoudige ding en dit is livestock farming, veebou. Die uitbreiding van die koloniale grens was 'n natuurlike gevolg van die omgewing wat baie goed was vir vee en dat hulle vleis nodig gehad het en dat hulle weivelde gesoek het. So al hierdie plase waarvan ons nou praat, het nie ontstaan as wynplase per se nie, dit het ontstaan as veeplase wat maar net op 'n klein periode van tyd besoek is. Merendal ook. En in die begin van die 18de eeu het hulle toe skielik gesê, kom ons saai ook 'n bietjie. En toe sê hulle, maar kom ons plant die wingerd. En die wingerd het ongelooflik goed gedoen. En hier van die begin van die 18de eeu af sien jy dan skielik 'n transisie na wingerd toe. Wingerd kom op 'n baie bepaalde tyd in die Tygerberg. Ek het nie vaagste idee hoe nie wat hulle geplant het daai tyd nie. Al wat ek weet, hulle het wel gesê in die begin, mense het gesê die Tygerbergse wyne proe nie so lekker nie, maar dit was 'n lang proses vir wyn om lekker te proe, nê. So Absoluut. hulle het nie die kundigheid gehad nie en dink net oor die moeilikheid. Jy moet dit, jy weet hoe jy dit pars en hoe jy dit hou en oes Maar die preservering daarvan. Preserveer en vervoer ook nog, nê. So maar wat ek wel weet, een van die groot goed, Gerald Groenewald skryf baie daaroor, is dat daar was nie 'n mark nie. Ons moet dit onthou. Hulle het vir die kompanjie gewerk. Daar is nie, jy mag nie aan 'n plaaslike mark deelneem nie. Maar ons kom nou agter dat hierdie boere baie ryk geword het, nie deur uitvoere nie. Hulle was skelm. Hulle het 'n plaaslike mark gehad. So baie gou het hierdie wynmark ontstaan. So ek dink ons geskiedenis ontstaan het baie van alkohol afgehang. So onderlangs. So jy lees hierdie interessante stories van die herbergiers en die wynhandelaars en die wynboere en die wyn se kwaliteit begin verbeter. En hulle van Goens, die kommissaris het gesê, hy was die eerste offisiële persoon wat gesê het, kom ons organiseer die storie. En sy aanvoeling was, daar's niks so lekker daar's niks so goed vir 'n moe matroos as so 'n bietjie water maar 'n glas wyn nie. En van toe af het dit pos gevat, maar stadig en moeisaam. En beter wyne, hooplik toe nou oor die tyd natuurlik, ja, nie? En brandewyn. Onthou Ja. die brandewyn was ook 'n groot deel daarvan. En die eerste brandewyn wat hier in die Kaap gestook is gestook in die hawe op 'n skip en dit was net 'n ouetjie wat van Frankryk af gekom het met sy potketel. So. En hy het die goed gestook en ek was nou net dink, daar was nie veroudering of enige van so iets nie. Dit was net noem dit maar rou Ja. brandewyn. Maar hy het sy werk gedoen. Maar niemand was bekommerd daaroor nie. Hulle wou dit net hê. En soos ons weet met die groot trek en alles, elke ossewa het sy kannetjie brandewyn aan die kant gehad vir mediese doeleindes natuurlik. Ja. Ek wil net sê ons het nou besluit ons gaan 'n bietjie kroeker, ons gaan 'n brandewynprogram doen. Ja. Hoor nie, ons gaan daaraan werk want daar is natuurlik 'n wonderlike roete en sy spesialiseer ook in brandewyn. Voordat ons kom by jou siening van die mense, dalk bietjie meer die moderner, as ek dit in aanhalingstekens kan sê, wynmakers en mense wat belangrik is van die streek. Marius, vertel vir ons van die mense, want weer eens lê jy daar baie klem. Jy kan nou soveel karakters vir ons weergee as jy wil. Ek sê karakters want ja, dit is mense wat opgeteken het. Hulle is 'n karakter eintlik in jou teses self ook, speel 'n rol. Geef vir ons 'n paar mense wat jy voel regtig impak gehad het of wat net fascinerende lewe gehad het. Baie. Maar onthou, hulle is nou al lankal dood, né? Nee, ons soek nou die geskiedkundige fascinerende storie. Jy weet wat my kop laat draai is weer eens die meeste van die vrouens, jy weet. Ek sal ietsie wil sê oor Jan Meerland van Merendal. Hy het ook 'n baie rol gespeel. Kom ek haal net so 3 miskien uit. Die eerste een is Treintjie Tennyson. Treintjie Tennyson verwy. Sy haar man is vroeg oorlede en sy het met haar 2 dogters, hulle het plaas gehad daar in die Tafelvallei. En sy was een van die eerste persone wat ek dink na die Tygerberg toe gekom het, die Dode Kraal. Was die plaas gewees van toe sy gekom het, maar haar storie is dat sy gevang is, na haar man oorlede is sy alleen agtergelaat en sy moes 'n bestaan maak en sy het toe 'n bierkonsessie gekry om bier te stook. En op die plaas is sy toe nou aangekla dat sy een van die Kokoense vee gesteel het. En as straf is sy toe verban Robben Eiland toe. Sy is met 'n sweep geslaan
en sy het die vel gaan begrawe en daai vrotvel is oor haar gehang. Sy is onteien. So al daai goed het met haar gebeur en op 'n manier binne 2 jaar het sy terug op haar voete en sy het dit reg gekry om hierdie plaas te vestig, die Dodekraal. Ongelooflike deursettingsvermoë en haar 2 dogters net sulke deursettingsvermoë en een van die grondleggers geraak van die eerste wingerde in die Tygerberg. Waar sit daai plaas nou? Daai Wat is dit plaas is nou waar die Dodekraal nou is, daar waar die NG Kerk Kenridge is, in daai omgewing, daar's niks meer oor van daai plaas nie. Maar wat ek nou kon gedoen met my navorsing, ek kon deur innoverende metodes letterlik bepaal waar is die slaapkamer, hoe dit gelyk, hoe die plaas gelyk. So ons raai plaas letterlik onder die huise laat verrys. Die ander storie wat baie interessant is die storie van Meerendal se storie. Jan Meerland. So Jan Meerland was die ekwipasiemeester, hy was die hawemeester in die Kaap gewees, hy aangekom en iewers, dis nou hierso in laat 17de eeu het hy moeilikheid opgetel. Dis nou hierdie interessante debat Die tussen spul tel 'n moeilikheid op. wie moeilik sê veronderstel. Nee, weet jy, dis dieselfde geskiedenis wat herhaal. Daar was 'n state capture gewees en hy het in opstand daar gekom en net besluit nee, wat hy gaan hierdie werk los en hy gaan 'n boer raak. Maar dan weet ons dat hierdie paar boere begin saamspan het en 'n versoekskrif begin teken het wat gestuur is na Nederland toe. En dis die Adam Tas storie. Appel was ook daarbey betrokke, Hendrik Hassing. En op hierdie reis het hy gesterf. En nooit weer teruggekom nie, maar sy vrou, Christina Stans, het toe daai plaas oorgeneem en weer eens net verdubbel. Jy weet, sy het 'n sterk teenwoordigheid gehad. En so die plaas dra sy naam Meerdal, Jan van Meerland, Meerdal plaas of Meerendal, of die dal waarin Meerland geboer het. Maar dis hierdie fenominale stories van hierdie mense wat jy weet, ongelooflike impak gehad het deur hulle stories en hulle kinders en die mense wat hulle geken het. En is verskriklik moeilik om die nitty-gritty daarvan te dokumenteer, want dit is verlore. Jy weet, dit is nie vir ons so opgeskryf nie. Jy verloor redelijk baie nuance. Jy verloor dit, ja. Van die menselewens. Ja. Wat het jy van Meerendal geleer, Winnie, of wat is jou interessantste geskiedkundige feit, of hoe het ook al sy wyn gesproke en die geskiedenis gesproke van Meerendal? Wat staan vir jou uitgegee by die feit dat jy nou werk in daai boek? Ek is seker jy het nou al baie meer ook opgelees. Nee, maar vir my is die belangrikste is daar die pinotage wat hulle nou noem die heritage pinotage, en dit is regtig 'n besonderse wyn. En hulle kyk na daai stukkie grond soos 'n kleine babietjie. Dit word so goed versorg en daar's geen onkoste wat gespaar word om daai ding gesond te hou ensovoorts. En natuurlik, hulle het heeltemal 'n nuwe kelder gebou om die gehalte van hulle wyne nog verder te verbeter. En dan natuurlik die storie van hierdie klein muskadel wat nou blokkie wat of rytjie buite kan die restaurant, en die snaakse ding van daai is dat jy sal daar verbyloop, jy sal dit nie eers sien nie. Hulle het dit nou baie mooi afgeblok en so aan, so jy kan dit sien, maar dis nie iets wat jy eintlik opmerk nie, want ek weet nie of hulle eintlik vreeslik wil hê mense moet te naby aan daai baie ou wynstokke kom nie. Maar as jy dink aan Meerendal en innovasie, ons weet van al die fietsryroetes en dit is ongelooflik wat hulle daar gedoen het vir fietsry, maar elke keer as ek al kom, is daar iets niets aan die gang, soos hulle het nou byvoorbeeld paddelbane, 'n paddelklub, daar's 'n speelgrond vir kinders wat
'n droom is, Ja, dis as jy speelgrond vir kinders het jy gewen. Het jy Dan gewen. is jy dan Ja. dan is jy eers in die ry. Ja, nee, ja. Maar kan ek hier net iets daarby sê, hoor nie sien 'n belangrike ding, wiele daar kan baie kritiek wees teenoor 'n wynplaas, né? En daar is bietjie spanning nou ook oor wynplase wat ontwikkel word. Die ding wat ek in geskiedenis gekry het is, die plase se ontstaan hang met innovasie saam. Dit was nie net wyn nie. So jy kan nooit ophou innoveer nie. Erfenis is nie iets wat ver terug lê nie. Erfenis is iets wat gedurig ontwikkel moet word. So oor 100 jaar gaan ons kinders na ons toe kyk en watter erfenis gaan hulle praat. So dis die fyn balans om iets te hou wat kosbaar is, maar ook die moed te kan hê. Maar jy moet dit nie los nie. Maar nou moet jy die fyn balans hê om dit wat waarde is te hou, Ja. te ontdek en te ontgin. Maar daarbey moet jy toevoegings maak. So ek weet die wynboere kry swaar, hulle kan nie net met wyn, ek kan vir jou sê ek bly in die omgewing. Die waarde wat hulle toevoeg, ek is net gaande dat daai boere ons toelaat om ek voel of ek die plaas besit as ek met my fiets daar kan ry. Ek kan bergfiets daar ry. Absoluut, ja. En hulle laat ons toe om daar te stap, daar te loop, daar te kuier. Dis goed wat nie daar was 'n paar jaar terug nie. En daar kan wel baie kritiek daarteenoor wees, maar ons moet die balans kry tussen verantwoordelike ontwikkeling, maar verantwoordelik om met erfenis om te gaan. Ja. En as jy nou kyk byvoorbeeld hierdie geskiedkundige figure, hulle was ook besig om probleme aan te spreek, om te kyk na die toekoms. Ons is dalk na die toekoms, maar hulle het ook gekyk na die toekoms. Ons moet ook kyk na ons toekoms. Ja. Met oorlewing ook daar. En ek wou genoem het vroeër ook Winnie, toe jy nou praat van die belang van jou om hierdie geskiedenis te ken en dit weer te gee tydens proe. Met elke liewe gesprek wat ons het, kom dit maar net na vore dat mense koop hard in by die storie. Absoluut. Jy moet 'n storie kan vertel om 'n wyn te verkoop. 'n Mens, die oomblik as jy inkoop in die storie en die geskiedenis en daai tipe van ding, dan het jy 'n loyale persoon gekry wat hopelik ook van die wyn hou. Daai is natuurlik altyd belangrik, maar die storie is so belangrik vir mense. Wel dit is, en as ons net terug weer na Merendal kyk, gedurende die KWV kwotasisteem ensovoorts het Merendal nogal baie druiwe verskaf. En die KWV het meeste van die druiwe wat hulle ingekry het hulle in die verskillende wyne ingesit, maar daar was party van hulle wat hulle gevoel het moet op hulle eie geboteleer word, omdat die druiwe so goed was ensovoorts, of die area se druiwe so goed was, en Merendal was een van daai, waar hulle spesifieke Merendal botteleerings gedoen het onder die KWV etiket. Wat nogal ook baie interessant is, dat selfs toe was Merendal en Durbanville alreeds in die oog van gehalte wyn maak. En as ons ook praat van innovasie, as ons byvoorbeeld kyk na Dimmersdal was die eerste lot, okay, so Thuis is 'n Sauvignon Blanc. Gaan ons hom nou maar die koning van Sauvignon Blanc begin noem of iets. Ek weet nie hoe ja. die res van die land daaroor gaan voel die bedryf, maar ja. Wel, hy maak ten minste 11 Sauvignon Blancs. Precies, Daar's nie iemand wat meer in 'n bottel plaas as hy nie. Maar hy het byvoorbeeld op 'n reis na Frankryk hierdie wat hulle noem globes, dis 'n glas bottel wat 250 liter hou. So dis bitter moeilik om so 'n ding te maak en te hoop dat hy nie bars of wat ook al wanneer jy dit verwerk nie. Ons het gepraat terloops oor toe hulle dit begin gebruik het. Ja. Nou moet ons nog uitvind of hoe die wyn smaak na die tyd. O my genade. Hoe smaak dit? Weet jy? Dit smaak fantasties. Okay, maar ons sal nog met hulle gesels. Ons is nog nie opgevolg om te hoor hoe dit toe nou uitgekom. Nee, dit het uitstekend uitgewerk. Hy het nou 'n hele klomp bygekoop van hierdie globes en hy het ook vir De Wetsoff en Robertson aangesteek. So hulle het ook van die globes wat hulle nou hulle bekende Chardonnay in maak. En dit was absoluut fantasties, want ek was onlangs by 'n funksie waar ons albei die wyne saamgeproe het by een funksie. En dit was ongelooflik om dit te proe saam met hulle ander wyne wat heeltemal verskillend is van die wyne wat in die glasbottels gemaak word. En dit is natuurlik 'n baie duur eksperiment om te doen, veral as jy nie weet hoe dit ontvang gaan word deur die publiek nie. Ja. Maar ek sou mense aanmoedig om te gaan proe en 'n bottel te koop. Dit is fantasties en dit is wat ek ook hou van byvoorbeeld Dimmersdal en Durbanville en Merendal ensovoorts, is dat hulle die hele tyd innoveer. En byvoorbeeld De Grendel het 'n baie spesiale Merlot stukkie land daar gekry wat hulle gevind het is vir hulle beter as die res van die Merlot op die plaas. En dit word ook nou apart gebotteleer. So jy kan
Ons weet hoe lief ou Charles ook vir sy Merlot Ek is, nee. weet, Baie ek weet, trots, nee, hy's weet. baie trots op daai Merlot. Ek meen, hy's altyd die ou wat vir jou sal sê, mense dink dit is moeilik om Pinot Noir te maak, maar Ja, wag 'n nee. bietjie met Merlot. Ja, nee. Nie 'n grap nie. Ja, so daar's baie goed wat gebeur in die area en dit is wat dit so interessant maak. En nou saam met Marius se navorsing maak baie van die goed meer sin. Ek het altyd net wetenskap en sulke goed gedoen op skool en op universiteit en dit is net toe ek met my Kaapse wynmeesters diploma begin het wat goed soos aardrykskunde en geskiedenis baie deel vorm van hoekom goed is waar hulle is. En as ons nou kyk byvoorbeeld na die Franse wynlandskap, ja, daar is dit baie goed afgebaken wat jy waar mag plant en hoe jy dit kan noem as dit in so 'n area geplant is en as dit nie, dan is dit nie 'n wyn van oorsprong nie. So ons het 'n soortgelyke wyn van oorsprong hier in Suid-Afrika, maar dit maak baie sin, die goed waaroor Marius met sy drones en alles, maak sin. Ek wil ook nog eintlik eendag so dink om vlieg saam met jou. Hoekom goed is waar hulle is en hoekom party goed beter aard in sekere areas. En natuurlik dit is die hele ontwikkeling van die wynindustrie in daai area. Soos ek vroeër gesê het, Durbanville, Constantia en Darling is ons primêre Sauvignon Blanc areas, Elgin miskien, al die koeler areas, maar Durbanville by uitstek, dink ek is 'n Maar die interessante ding wat ek weet hulle by Merendal gesê het, jy weet ek dink baie daaroor, die boere het 'n baie nou affiniteit met hulle landskap gehad. Hulle het nie die tegnologie gehad nie. En ek weet op Merendal het hulle agtergekom, maar hulle Wrintie goed op die regte plek geplant, volgens wetenskaplike innoverende metodes. Maar hulle het geweet hoe die goed nie daar was nie. So dit wys jou net weer eens iets spesiaal gebeur as 'n landskap 'n tuiste raak. Jy weet so, en ek dink dis die storie van die wyn, nê. Hy proe iets, maar jy proe die tuiste daarin. Dis baie liefde en harde werk van mense wat baie lank terug ingegaan het in iets om dit te skep, soos wat dit nou is. Maar daar's 'n mooi korrelasie, weer eens, jy weet ek gesê ons raak nie slimmer nie. Daar's 'n mooi storie te vertel in hoe die natuur met ons praat en hoe ons onsself gedra in die natuur. Die arme natuur. Ja, en hoe ons daai natuur Ja. inspann om die beste te kry vir wat ons wil hê van die plek waar ons die goed ons self maak. bevind, ja. Ja. So wat is jou gunsteling wyne van die Tygerbergen area, Marius? Vir my, Ja. wel, ek hou van daai, ek my vrou, is daai Sauvignon Blanc en die ongehoute Chardonnay, Dimmersdal se lieflike wyne en ja, hulle rooiwyne ook, so ons. Wel, Dimmersdal is eintlik 'n baie interessante plek want mense dink altyd aan Durbanville meestal as 'n witwynstreek, maar as jy kyk na Dimmersdal se aanbieding, daar is 'n klomp rooiwyne wat daar gemaak word en wat gereeld in kompetisies pryse wen. So 'n paar pragtige maniere eintlik van Ja. daai plaas. Ja. Sê vir ons, Winnie, wat is van die wyne wat vir jou uitstaan van die area? Ek weet dit is moeilik want jy het 'n verhouding met al die plase, Ja. maar is daar wyne wat jy kan noem wat vir jou uitstaan van die Tygerberg area? Wel, definitief die Merendal Heritage Pinotage. Dit is vir my, dis eintlik 'n wyn wat 'n mens laat stil raak as jy dit proe en ek is so bly dat hulle regtig so baie moeite doen met daai wyn want dit is ongelooflik en wanneer jy dit proe, dan proe jy daai geskiedenis van die area. Natuurlik Durbanville, jy kan vir my enige van hulle Sauvignon Blancs in 'n glas gooi. Ek sal dit met graagte drink. Dan Natida maak 'n wyn met die pragtigste naam The Wild Child. Sauvignon Blanc beteken mos wild. The Wild Child, baie lekker. Durbanville Yields doen daai Tangrim, wit en rooi, wat ook van my gunsteling wyne is. So dis baie moeilik vir my om te sê, De Grendel, natuurlik De Grendel
het 'n wyn met die naam van Winifred, so ek kan nou Ja, nie... jy moet ek mos kan nou. nie. Dis Moet mos nou sê. dis my huiswyn. Plaas dit jou maar die amptelike so half ek ambassadeur vir die wyn maak, jy weet. Maar mense ook, hoor nie, jy kan dalk vir ons 'n bietjie uitbrei as jy nog van die wyn wil noem, is jy welkom, maar van die mense wat jy glo nie noodwendig nog meer met ons nie, maar in 'n meer moderne era van die laaste 100 jaar of so, van mense wat jy voel regtig bygedra het tot hierdie streek. Wel, definitief Charles Hopkins van De Grendel, en ek ben hy moet een van die innoverendste en nuuskierige wynmakers wees. Verskriklik baie energie. Ek weet nie waar Hy hulle het baie kry nie. energie, en Ja. die vader weet, hy het altyd 'n storie. Presies, in ploeg en mense en al die tipe van ding. ding. Storie, Ja. en jy kan nie soontoe gaan en in Charles vasloop en dink jy's vinnig daar uit nie. Natuurlik, ons moet praat oor Thys van Diemersdal, wat werklik waar daai plaas letterlik took it by the scruff of the neck, en hy doen uitstekende werk daar. Durbanville Hills, dink ek, is miskien een wat mense partykeer verbykyk. Hulle het ongelooflike wyne, en hulle het ook nou hierdie nuwe reeks wyne wat soort van die plaaslike landmerke soort van op die etikette aanbring. So dit is baie nice. Klein Roosboom, ek ben daar kan jy gaan wyne proe in die Cape. Dis fantasties. En dit is ook weer eens van die plekke waar jy inry en jy dis voel, jy dink amper jy is in Harry Potter land, want as jy as jy wil net terugkyk en kyk, is die hek nog daar, of het toegemaak agter jou. So daar's baie, en natuurlik, elkeen het iets wat jou lok, en wat vir jou plesier sal gee as jy so toe gaan. So dis moeilik om van hulle uit te sonder, maar definitief, as ek dink aan Durbanville area, dan sou ek sê Charles is die ou wat waarskynlik in die onlangse geskiedenis baie gedoen het vir die area, en natuurlik sy wyne word ook opgevuil by die Cape Winemakers Guild, so daar kry Durbanville ook 'n lekker tik op hulle boekie, so... Hy is ook die persoon wat die meeste prodigies al opgelei het, nee? Wat daar deur sy keller is. Absoluut, hy lei mense op, wel baie van die wat onder sy hande deur is, maak nou hulle eie wyne, en dit is presies wat Charles doen, is om mense die geloof in hulle self te gee, dat hulle goed genoeg is om hierdie goed te gaan doen wat hy doen. En byvoorbeeld Morgan, wat nou daar die keldermeester is, hy was meestal verantwoordelik vir hierdie nuwe Dittiger Merlot, wat die klein enkelblokkie is. So Charles is iemand wat graag teruggee, en dit is wat so fantasties is van hom. Daar is nog so baie om te gesels julle, maar ek dink mense moet die teses gaan lees, kan mense net gaan aflaai, nee? Ja, hy sal iewers op die internet wees. Ek dink die beste is maar academia.edu. Gaan soek maar net my naam daar. Ag, my sal dit iewers kan kry. Maar sterkte. Ja nee, daar's net so baie om te vertel. So ek dink ons moet maar nog van hierdie stories uitlê. Miskien moet jy nog 'n bietjie dink, nog 'n paar stories vir ons, en dan praat ons in 'n ander program daaroor. Maar baie dankie vir wat jy gedoen het, en vir die feit dat jy dit vir ons kom weergee het. Hoonie dat jy saamgesels het. So sterkte by die boek, die Merendal boek. Wanneer dink julle gaan hy die lig sien? Hoe lank neem dit om so 'n boek saam te stel? Ons sal die jare aan hom werk. Ja, seker volgende jaar. Ja. Yes, okay, nou maar toe. Ons sê vir julle baie dankie. Ek wil julle gesondheid. Ons drink nie wyn vandag hier nie. Die program net voel amper verkeerd. Dit voel verkeerd, maar volgende keer proe ons 'n brandewyntjie vir Olie. Okay, baie dankie weer eens julle. Baie dankie. Net wonderlik as mens dink wat hierdie tipe van navorsing vir mens na vore bring. Baie dankie aan my gaste weer eens vandag. Ons sien uit na daai boek. Ek sluit af met my wynfeit vir die week, en aangesien ek vroeër verwys het na die Banhoek Vallei daarso in Stellenbosch vir die wyn wat Jeff Bridges so verlief op geraak het. Natuurlik is dit genoem die Bang Hoek, die Scary Corner nou in Engels, so die Bange Hoek is dit genoem. Dit was styl, rotsagtig, daai pas vol luiperds, leeu's en misdadigers blykbaar in daai tyd. Vandag gebeur seldsame waarnemings van luiperds steeds in die Hoëpieke. Baie dankie vir die saamluister in die Reine Wynheid saam met my Martelies Brink. E-pos brink@rsg.co.za.